Jesús, Jesús, oorstroom my met liefde, dat ek mag lewe, om net soos U te wees. Kom ons bid net weer saam. Ja, Here, dankie vir die grootheid van U, die heiligheid van U waaroor voor ons kan kom neerbuig vandag. En Here, ons weet, mense buig neer vir verskillende redes, party buig neer om uit te roep vir hulp, vir ingryping, vir U. Hulle wag op U. En Here, dan is daar ook die wat juig en bly wees, Here. Dankie vir dat U 'n God is wat gebed verantwoord. Dankie dat U 'n God is wat gebede verwerk verantwoord. Dat die wat lank uitgeroep het, U stem het, U het gehoor en U het geantwoord op die perfekte tyd. Here, dankie dat U 'n God is wat omgee vir ons. Dankie dat ons vandag kan saam met moeders bly wees vir hierdie wonderlike gawe van om kinders groot te maak in die naam van die Here. En Here, ons bid vir die krag om dit te kan doen, om dit te kan aanhou doen. En so ons sê dankie daarvoor, in Jesus se naam. Amen. Ons gaan nou aan in ons reeks in 1 en 2 Timoteus, wat genoem word, verdedig en voldoen en verkondig die evangelie. Nou, ons is besig om op die oomblik te kyk na die kwalifikasies vir ouderlinge. So, dit gaan 'n bietjie vreemd wees, dat op Moedersdag praat ons met die mans. Maar 'n paar redes, ons het gesê, dis verseker nie net op toepassing van mans, die dinge waaroor ons nou praat nie, dit vir enigiemand kan hierso waarde kry, maar die beste ding wat die wêreld, wat die kerk vir moeders kan doen, is om mans te hê wat goeie mans is. Die beste ding vir 'n moeder om haar rol te kan vervul as 'n moeder, is om ondersteun te word deur 'n man wat lief is vir haar en sy rol vervul, 'n kerk en 'n samelewing wat opstaan en wat mans is, wat hulle rol vervul. Ons het verlede week gesê, om 'n ouderling te wees, is nie om die baas van die kerk te wees nie. Jesus is die baas van die kerk, hy gee daai rol vir niemand anders nie, maar ouderlinge is die onderherders. So hulle moet intree en prakties op die grond moet hulle sorg en beskerm en die skape leer. Die term wat in 1 Timoteus gebruik word, is die opsiener of die opsigter. Dis die rol wat 'n ouderling vervul, om hierso heeltyd hulle oë op die kerk te hou en te sien, maar wie is besig om af te dwaal? Wie kry swaar? Wie het 'n besoek nodig? Wie het ingryping nodig? Wie het rigting nodig? Wie het nodig om bietjie te vertel word en maak droog? Al daai tipe dinge. Nou die eerste toepassing is op die ouderlinge wat toesig hou oor die kerk. En dis waar ons die eerste toepassing gaan doen. Maar dis ook 'n groter lering oor leierskap. Hoe lyk goeie leiers? Hoe weet jy of 'n president 'n goeie president is? Jy meet hulle aan die kwalifikasies van 1 Timoteus 3. Nou ons het sover na 2 gekyk om bo verdenking te wees en iemand wat getrou is aan sy vrou, en daar gaan nog dinge kom soos nie verslaaf aan baie wyn nie en nie geldvlieëbywers nie. Dan weet ons nou al klaar, daar's 97% van alle presidente op die aarde word gediskwalifiseer hieronder. Ons moet regtig ophou om goddelose wêreldleiers te prys omdat hulle sommige dinge doen waarvan ons hou. Ons moet eerder vir hulle bid. Ons moet eerder vir hulle bid om leiers te word soos wat God in sy woord beskryf. So ons gaan voort, ons is nou by deel 2. Jy kan jou Bybel oopmaak daar, by 1 Timoteus 3:1. Ons gaan 1 Timoteus 3, ons gaan lees van vers 1 tot vers 7. Ons gaan saam bid en dan gaan Erika vir ons kom lees. So kom ons bid net eers saam. Here, dankie vir U woord, dankie dat ons kan kom neerbuig voor U en U stem hoor, dat ons nie hierdie dinge vir onsself hoef uit te werk nie, maar dat ons by U kan kom leer wat dit is en hoe die lewe moet werk. Ons bid dit alles, Here, in die wonderlike naam van Jesus. Dankie Erika vir ons kom lees in 1 Timoteus 3. Ons gaan lees van vers 1 tot vers 7. Timoteus 3 vers 1 tot 7. Die uitspraak is betroubaar. As iemand na 'n ampt as 'n opsiener streef, begeer hy 'n goeie taak. 'n Opsiener moet onberispelik wees. 'n Man met net een vrou, beheerst, verstandig, goed gemanierd, gasvry en in staat om onderrig te gee. Hy moet nie 'n dronkaard of veglustig wees nie, maar inskikkelik,
vredelievend en nie geldgierig nie. Hy moet met volkome waardigheid sy eie huishouding goed bestuur en sy kinders onderdanig hou. Maar as iemand sy eie huishouding nie behoorlik kan bestuur nie, hoe sal hy na die gemeente van God gaan omsien? Hy moet nie 'n pasbekeerde wees nie, sodat hy nie verwaand word en in dieselfde oordeel as die duiwel beland nie. Nou moet hy 'n goeie reputasie onder die mense buite die gemeente hê, sodat hy nie in die skande en in die duiwel se struik beland nie. So op die volgende slide gaan ons nou sien, ons het nou laas keer na die eerste twee gekyk, onberispelik wees en 'n man met net een vrou. Nou vandag kyk ons na die volgende twee wat beheerst en verstandig. Die woord verstandig, as jy na ander vertalings in die Bybel kyk, dan sal jy sien dis ook die idee van gedissiplineerd, maar ons gaan daarna kyk. En ons gaan kyk hoe hulle verbind is ook aan mekaar, hoe daai twee saamwerk. Nou, wat beteken dit om beheerst te wees? Dit is die Afrikaans 2020 vertaling, die Afrikaanse ou vertaling en die nuwe vertaling gebruik die woord nugter, om nugter te wees. Die Griekse term hierso is die teenoorgestelde daarvan om dronk te wees. Nou dit kan verwys na dronk van alkohol, maar alkohol word apart ergens later bespreek. So dis 'n groter term as om net aan drank verslaaf te wees. Dit gaan ons oor praat. So die begrip hierso is enigiemand wat bedwelm word deur iets. So wat beteken dit om bedwelm te wees? Die Engelse woord is to be intoxicated. So dis iets wat my gedagtes vergiftig. Daar's iets wat my bedwelm, wat my lam maak. En nou kan ons begrip van die teenoorgestelde daarvan verstaan. Met ander woorde, 'n leier is iemand wat nie toelaat dat iets hulle gedagtes vergiftig nie. Dat iets hulle gedagtes oorneem of bedwelm nie, maar in plaas daarvan om in 'n toestand te wees waar hulle altyd suiwer dink, reguit dink, regte besluite maak, soos gegee deur God se woord en deur sy gees. So dis die idee om beheers te wees. Nou, eerstens, ouderlinge moet dit wees, maar elke kind van die Here moet daar bietjie hulle self kyk om te sê, is dit ek? Die tweede woord is die woord verstandig. Die Afrikaanse ou vertaling praat van ingetoe. Ek weet nie wat ingetoe beteken nie, ek neem aan verstandig. So, as hy, die Griekse woord hierso is om op 'n goeie, sinvolle manier op te tree. Dis hoekom baie ander vertalings in Engels byvoorbeeld gaan woorde soos gedissiplineerd gebruik. Dis selfdissipline, selfbeheer. Met ander woorde, die eerste een is wat in my gedagtes aangaan, en die tweede een is hoe daai gedagtes my dade bepaal, wat ek doen. Wat ek sê en wat ek doen moet in lyn wees wat God wil hê ek moet sê en doen. En hier is baie belangrik vir 'n leier. Jy's nie 'n goeie leier omdat jy goeie bedoelings het nie. Jy's nie 'n goeie leier omdat jy verhewe planne het nie. Jy's nie 'n goeie leier omdat jy emosionele toespraak kan hou waarvan die mense hou nie. Jy's 'n goeie leier omdat jy mense kan lei deur woord en daad. Nou dink bietjie aan jou eie lewe. Wie in jou lewe het daai invloed op jou gehad as 'n goeie leier? Iemand, 'n leier of 'n mentor of 'n onderwyser wat regtig vir jou gevat het en in 'n beter rigting ingestuur het. En ek dink as ons so daaraan dink, dan het eintlik nie 'n saak gemaak wie die persoon was nie. Dit het nie saak gemaak hoe ryk hulle was en wat hulle aangetrek en wat hulle posisie was nie. Maar dis mense wat as hulle gepraat het, dan het dit sin gemaak. Die dinge wat hulle gesê het goeie diep goddelike motivering ingehaat. En die manier wat hulle gelewe het gemaak dat iemand wil sê, maar ek wil ook so lewe. Toe ek by Cape Town Baptist Seminary studeer het, toe een van ons dosente wat daarso was, op universiteit was hy 'n radikale ateïs. Hy wou niks met God gedoen gehad het nie. Hy het gedink Christene is die domste, stupidste mense wat daar is. En sy argument was altyd, maar kyk vir Bertrand Russell. Nou as jy nou ouer is, dan gaan jy dalk weet wie Bertrand Russell was. Hy is soos die vorige generasie se posterboy ateïs. En dan het hy vir die mense gesê, kyk na Bertrand Russell, een van die slimste mense op aarde. En hy sê God bestaan nie. Nou wil jy vir my kom sê God bestaan. En weet jy wat het hom verander? Toe hy uitgevind het
hoe heeltemal gebroke Bertrand Russell se lewe was. Hoe absoluut stikkend sy huwelikslewe was, sy eie lewe. Die man het nie beheer oor homself gehad nie, die man het niks in gehad het nie, behalwe sy brein. Toe sê, dis nie iemand wat ek wil navolg nie. Dis nie iemand by wie ek wil leer nie. En die Here het dit gebruik om hom op 'n pad te vat waar hy gered is en uiteindelik teologie gaan swat. So, dis die twee dinge wat belangrik is vir hulle. Nou, hoe is hulle verwant? As ons na die volgende prentjie gaan kyk, om te verstaan hoe hulle verwant is, moet ons verstaan hoe mense werk. So, hoe mense werk is, wat jy is, begin by jou hart. Nou, as ons praat van hart, nou praat ons nie van die ding wat jou bloed klop nie. Die Hebreëse term was nie eers hart nie. Kom ons kyk wie ken hulle Hebreëus goed. Wat het die Hebreëus gebruik as hulle van die hart gepraat het? Soos ons van die hart praat. Niere, ek het dit gehoor. Hulle sê jou niere. So, dit is hierdie ding wat, dis nog dieper as jou gedagtes. Jou gedagtes kom uit jou hart uit. So ander terme wat die Bybel gebruik is jou inner man, jou innerlike mens, die middelpunt van jou lewe. So, ons gebruik die term hart. Wat gaan in jou hart dan? Dis jou oortuigings, dis wat ek glo oor die lewe en oor myself en oor ander mense. Dit is my begeertes, wat ek wil hê van die lewe, en dit is my motiverings. Waarom doen ek wat ek doen? En so dis nog dieper as jou gedagtes. So hier is waar ek byvoorbeeld glo dat ek is 'n verskriklike, fantastiese mens. Of ek glo daar's geen waarde in my nie. Hoekom is ek hier? My begeertes is dat mense vir my moet lief hê. Mense moet my net aanvaar. So verstaan, dis die diepste van jou menswese. Uit jou hart kom jou gedagtes. Met ander woorde, as ek in my hart het hierdie idee van my begeerte is dat mense my moet lief hê, dan begin my gedagtes, hoe gaan ek mense kry om lief te my wees? Hoe moet ek wees dat mense lief vir my gaan wees? En dan uit my gedagtes uit vloei my woorde en my dade. Met ander woorde, as mense lief is, as ek wil hê mense moet altyd lief wees vir my en my altyd aanvaar, dan gaan ek nie altyd die waarheid praat nie. Ek gaan praat wat mense wil hoor. En ek gaan nie altyd die regte ding doen nie, ek gaan doen wat ander mense tevrede stel. Nou baie keer as in berading, as iemand kom, mense kom omdat die probleme hierso lê, by hulle mond en by hulle dade. So iemand kom en want hulle, byvoorbeeld, ek glo in my hart, ek het geen waarde nie. My gedagtes is, wat is die doel dat ek nog hier is? My dade is, ek lê heeldag in die bed. Wat is die punt om op te staan? Nou kom mense en hulle kom nie na jou en hulle sê, ek dink ek het geen waarde nie. Hulle kom en iemand het gesê, jy moet my vrou help, sy wil nie eens opstaan uit die bed uit nie. Nou Bybelse berading is om hierdie pad terug te vat en agter te kom, wat is die probleem in die hart? Wat glo jy wat verkeerd is? Wat se oortuigings en begeertes het jy wat verkeerd is, wat jou gedagtes beïnvloed en uiteindelik jou woorde en jou dade beïnvloed? So, om ons teks nou van vandag toe te pas, is jy moet 'n nugter verstand hê. Met ander woorde, wat ek dink, moenie beïnvloed word deur ander dinge wat maak dat ek verkeerd dink nie. Nou, een van die belangrikste dinge wat jy moet leer oor jouself is, jy is nie jou gedagtes nie. Net omdat jy iets dink, beteken nie dis waar nie. Hoe weet ons dit? Want die Bybel sê ons moet ons gedagtes vasvat en dit meet teen God se woord. So jy kan 'n gedagte in jou opkom wat sê, "Joh, wat is die punt daarvan om te lewe?" Dan vat ek daai gedagte vas. Waar kom jy vandaan? Ek is 'n kind van die Here. Hy is lief vir my. Hoekom sal ek nou sulke goed wil dink? Jy kan jou gedagtes vasvat. En so wat ons teks sê is, 'n goeie leier moet heeltyd sy gedagtes vasvat om te sê, wat beheer hierdie gedagtes? En daaruit dan nou gaan vloei of ek self gedissiplineerd kan lewe. So 'n leier wat bedwelm is deur iets, se dade gaan daardeur beïnvloed word. So watter dinge kan jou bedwelm? Wat kan lei tot 'n gebrek aan selfdissipline? Nou, eerstens is dwelmmiddels. Dis voor die hand liggend, maar soos ons sê, ons gaan later daarna kyk in hierdie teks. Die tweede een wat ons nou genoem het, is 'n diep begeerte om ander mense tevrede te stel. So, nou wat gebeur in jou gedagtes dan? Ek pas my gedagtes aan wat ek glo en wat ek dink om daai mense tevrede te stel. Nou waar ek dit met al gesien het, is waar daar ouers is wat lief is vir die Here, wat 'n pad met die Here stap en wat sekere dinge glo. Dan kom hulle kinders en hulle sê, ja, maar ons glo dit nie meer nie. Ons glo nie huwelik is so nie.
Ons glo nie dat mens so moet lewe nie. En nou gaan die ouers, nou het ek 'n keuse. Ek kan of vir my kinders sê, maar ek stem nie met jou saam nie, en is dan gaan daar wrywing tussen my en my kinders kom, of ek gaan my gedagtes verander en sê, ja, ek stem saam met jou. Nou verstaan jy, wat gaan jou motiveer wat jy gaan doen? My hart. As my diepste begeerte is om die Here te eer, dan gaan ek vir my kind sê, jy weet, ek is so lief vir jou, maar jy is regtig verkeerd. Dis nie wat die Bybel sê nie. Maar as my diepste hartbegeerte is om net my kinders te hê, om lief te wees vir my, dan gaan ek sê, okay, wag, dis reg. Ons sal dit so aanvaar. Wat is die tweede ding, en dit kan in baie situasies gebeur, 'n werksituasie waar 'n baas jou vra om die verkeerde ding te doen. Nou wil ek net nie mense nie tevrede stel nie. So ek gaan dit nou maar doen. Die baas moet net van my hou. Die tweede en derde een in dit te doen nie, is hierso is 'n mensvrees. Om 'n vrees te hê wat mense aan my kan doen. Nou dit kan wees dat iemand jou dreig met iets en jy raak verskriklik bang. Nou wat gaan jou gedagtes dan wees? Hoe kan ek ontslaa raak van hierdie persoon? Hoe kan ek uit hierdie situasie uitkom? Verstaan jy? So met ander woorde, jou gedagtes is nie suiwer nie, want in jou hart is daar 'n probleem dat jy vir hierdie persoon te veel mag. Jy glo jou toekoms is in hierdie persoon se hande, maar jou toekoms is in die Here se hande. Ander dinge wat kan gebeur is die begeerte om iets te kry. So my hartsbegeerte is om ryk te wees. So ek gee nie om my gedagtes gaan wees, wat kan ek doen om ryk te word? Ek gee nie om wie ek vertrap nie, ek gee nie om wie swaar kry nie, ek gee nie om wie ek misbruik nie, ek moet net dit kry. Dit is om gedryf te word deur jou drange wat jou gedagtes verander. Volgende is begeerte na mag, om bedwelm te word deur mag. Dan word jy vermetel, jy word hardvogtig, jy word gewelddadig. En want jy moet vir almal wys hoe wonderlik jy is. Nog 'n baie bekende bedwelming is romantiese verhoudings. Om verlief te wees is wonderlik, maar moet asseblief nie jou brein uitgooi in die proses nie. Wat 'n voorbeeld is ons in die Bybel van iemand wat dit gedoen het? Samson, daar is baie van hulle, maar Samson is 'n goeie voorbeeld. Samson, hierdie sterk man, vir niemand bang is nie, kan doen net wat hy wil, slaan Filistyne dood net wanneer hy lus is, en omdat hy 'n begeerte het vir 'n verhouding met 'n vrou, gooi hy sy lewe weg. So wat sy hart aangegaan, sy grootste begeerte is om 'n vrou te hê wat lief is vir hom. Wat gaan in sy gedagtes aan? Ek moet doen wat ook al om hierdie vrou te hou. Ek moet doen wat ook al om hierdie vrou tevrede te stel. Wat gebeur met sy dade? Slaan mense dood, hy raak gewelddadig. Nog iets wat jy kan bedwelm is sosiale media en vermaak. Jy word dronk deur hierdie voeding wat heeltyd in jou brein ingaan en dit verander wat jy glo, dit verander wat jy dink, dit verander hoe jy optree. En nog iets, en dis 'n groot stilbaai bedwelming, is die vrees om my sekuriteit en my gemak te verloor. Ek noem hierdie so baie, maar dis vir my so 'n goeie voorbeeld. Waarin toe COVID gebeur het, toe is stilbaai verskriklik woedend. Hoe durf hulle vir my sê ek mag nie op die strand loop nie? Nou, daai selfde persoon was 10 jaar laas op die strand gewees, maar hulle is nou baie kwaad dat hulle nou nie meer strand toe mag gaan nie. En as jy dink, hoe geseënd was ons in stilbaai. In COVID was daar mense in Suid-Afrika dood aan hongersnood. Mense wat nie by kos kon uitkom nie, wat dood is aan hongersnood. En in stilbaai dink, die ergste ding is ek kan nie op die strand gaan loop nie. En dit vervul my gedagtes en dit maak my woedend en ek het bose gedagtes oor die regering en ek spreek dit uit en die dranktrein loop rond in stilbaai, dat almal hulle drank kan kry en alles. So dit is hierdie vrees van, hoe durf jy my gemak wegvat? Hoe durf jy my selfgeboude selflewe van my aankom skud? Dan raak ek bedwelm, my gedagtes verander, my dade verander. So ons moet baie versigtig wees om nie te vinnig te sê, maar ek is nugter van gees en ek is selfbeheers want ek drink nie alkohol nie. Vra liewer, is daar enigiets wat veroorsaak dat ek onbybelse besluite neem wat lei tot onbybelse optredes? Nou dit is wyd. Byvoorbeeld, die Bybel sê jy moet 'n goeie werk en 'n goeie rusbalans hê. En party mense is nee, ek werk en intussenin gaan ek ook werk. So dan moet jy nou jou terugvat en sê, maar dis nie wat die Here sê nie. Die Here sê daar moet tye wees wat ek wegstap van my werk en rus en op ander dinge fokus. Nou, so my dade is werk. Wat gaan aan my gedagtes aan? Wat maak dat ek dit doen? So my gedagtes kan wees, maar ek moet vir die mense bewys hoe hard ek werk. Mense moet sien
Ek is iemand wat regtig meer gee as die gemiddelde persoon. En dan vat ek dit terug na my hart. Wat gaan in my hart aan? My hart aan is ek wil belangrik wees. Ek wil iets bereik. Mense moet na my kyk en sê, "Wow, voor jy gekom het was alles so stikkend en jy het net alles selfprys." So wat is die begeerte? Ek wil mense hê moet my prys. Ander voorbeeld is wanneer in 'n kerk ouderlinge begin wette maak wat nie God se wette is nie. Byvoorbeeld met kleredrag. In hierdie kerk trek ons so aan. Nou staan in die Bybel enigiets daaroor. Die Bybel sê jy moet klere aan hê, asseblief. Dit is deel van die reël, maar hoe en wat en waar, soos een tannie wat gesê het, as 'n das goed genoeg was vir Jesus, moet dit goed genoeg wees vir jou. Nee, Jesus het nie 'n das gedra nie. So dan begin ouderlinge reëls maak oor hoe die mense hulle vrye tyd moet spandeer. Die ouderlinge begin reëls maak oor hoe hierdie kerk hanteer moet word. Onlangs was daar 'n videogreep van Ad Boshoff van die Christian Revival Church wat by 'n paneelbespreking was. Toe vra hulle vir hom, "Wat is die rede dat jy iemand afdank by jou kerk?" Toe sê hy, "Disloyaliteit. As iemand enigiets teen my vrou sê, vat hulle die pad." Nou wie dink jy is die hoof van daai kerk? Jesus of Ad? Hy sê self, en dit is eintlik skokkend, dan sê hy, dat eenmal 'n ou na sy kerk toe gekom om te sê, ons is hier om die Here te aanbid en om die Here groot te maak, nie die mens nie. En toe jaag Ad hom weg, want hy sê, as jy in hierdie gebou is, dan gee jy eer aan die mens vir wie se gebou hierdie is. Dit begin nie dag 1 daar nie. Dit begin op 'n pad waar my hartsbegeerte is, die mense moet besef ek is die belangrikste. My begeerte is dat mense moet opkyk na my en hulle knie buig voor my. Dan begin my gedagtes word, hoe gaan ek hierdie kerk reël en regeer dat dit gaan gebeur? Dan begin my dade word, ek fire mense, ek sê mense sleg, ek doen al hierdie dinge. So jy moet jouself begin vra, kyk na jou lewe, kyk na die woord en sê, waar is daar iets waar ek besluit het, maar ek hoef nie na die woord te luister nie. En baie keer as jy dit terugtrek, dan gaan jy iewers kry, iets het my bedwelm. 'n Begeerte na iets het my bedwelm. So die kantnota nou natuurlik is dit moontlik om nooit bedwelm te wees nie? Ons praat nou van kwalifikasies vir 'n ouderling. Is dit regtig moontlik om iemand te kry wat nooit deur enigiets anders begee word om 'n slegte besluit te maak nie? Ek dink nie so nie. Almal maak foute. Dis hoekom dit vir my so oulik was en wonderlik en deur die Heilige Gees dat die eerste een op die lys is onberispelik. En wat ons verlede week gesê het, onberispelik is nie om nie foute te maak nie, maar dis wat doen ek as ek foute maak ook. Almal maak foute, maar 'n ouderling maak sy foute reg. 'n Ouderling lewe nie so in trots dat hy weier om enigiets te sê oor die dinge wat hy verkeerd doen nie. 'n Ouderling, so selfs met hierdie ding, as ek 'n punt in my lewe kom waar ek besef ek was bedwelm deur iets, ek het nie meer nugter gedink nie, ek het nie meer self gedissiplineerd opgetree nie, dan kan ek dit regmaak. Ek kan teruggaan na die Here toe en sê, Here help, dis nie wie ek wil wees nie. So hoe maak ek dit reg? Nou vind ek uit ek is bedwelm, hoe maak ek dit reg? Nou as ons teruggaan na ons prentjie op die volgende ene, die teks daaronder sê, bewaak jou hart meer as enigiets wat bewaar moet word, want daaruit ontspring die lewe. So ek kan nie by my hande begin werk nie, ek kan nie, ek gaan heeldag werk toe, so ek gaan my vrou vra om my karsleutels weg te steek, en dan kan ek nie meer werk toe gaan nie, dan het ek nie meer probleme nie. Nee, jy het nou net die stert van die slang afgekap, dit maak geen verskil nie, jy moet by die kop van die slang uitkom. Ek moet in my hart gaan werk om te sê, wat is my oortuigings wat verkeerd is? Wat is my begeertes wat verkeerd is? Wat is my bedoelings wat verkeerd is, wat ek moet verander? Toets jou oortuigings in die lewe. Toets my begeertes in die lewe. Kontroleer jou motivering. En so hoe los ek dit op? Hoe werk ek in my hart? Hoe maak ek verandering in my hart? Deur die waarheid in te sit en om vals oortuigings te vervang met die waarheid. Die volgende prentjie daarso sê, is 'n vers uit Hebreërs 4 vers 12 wat sê, want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweeswydende swaard. Dit dring deur tot die raakpunt tussen siel en gees, tussen gewrig en murg en beoordeel die hart se voornemings en bedoelings. So hoe werk ek aan my hart se voordelings en bedoelings? Ek kom by God se woord. Ek sit met God se woord en ek sê, Here, hierdie is wie ek wil wees. Meet myself daarin. Elke keer as jy die Bybel lees, is jy besig met hartchirurgie.
Ek moet lees en besef ek, wow, dis nie iets wat ek glo nie. Dit sê ek is nie meer myself nie, Galasiërs. Die Here het my gekoop vir 'n prys. Ek moet die Here eer met my liggaam. Wow. Is dit regtig een van die motiverings in my lewe om alles wat ek doen die Here te eer? En so dit begin by die woord en dan gaan ek na die Here toe en ek sê, Here, deur u Gees verander my om na u woord gelyk te wees. En deur oefening, deur gebed, deur dit toe te pas, doen die Here en ons saam daai hartchirurgie om verandering te bring. Dit is wat ons doen in Bybelse berading. In Bybelse berading sê mense kom want hier is probleme. Dan begin ons met hulle sit. Maar wat gaan in jou gedagtes aan? Waar het jou gedagtes verkeerd gegaan? En die grootste ding is om iemand se hart uit te kom en sê, wat 'n motivering van jou moet verander. Nou die eerste besef is om te besef hierdie is verkeerd. My motivering om ryk te wil wees is verkeerd. My motivering om belangrik te wil wees in hierdie wêreld is verkeerd. My motivering dat almal van my moet hou is verkeerd. Die bevering dat niemand van my hou nie is ook verkeerd, maar om uit te vind wat sê die Bybelse God se woord en maak seker dat my hart daarmee saamstem. En dan is dit soos 'n boom wat se wortels skielik water begin kry. Dan begin die boom gesonder word en die takke begin gesonder word en die blare word gesonder en dit begin vrug dra. Jy kan nie vrugte aan 'n boom vasplak en nou is die boom okay nie. Jy moet begin by die wortels, jy moet begin by die kern om dinge reg te kry. So, ten slotte dan, hoe wonderlik dat die Here ons red. Hoe wonderlik dat ek nie na daai lys moet kyk en myself moet regmaak voor ek goed genoeg vir die Here is nie. Dis nie 'n lys van voorwaardes dat die Here jou red nie. Jy gaan dit nooit maak nie. Dis 'n lys wat jou eintlik kan laat toets oor hoe gebroken jy is, as jy nie 'n kind van die Here is nie. En om dan die knie voor die Here te buig en te sê, Here, ek kom in my gebrokenheid, ek het niks om te bied nie, vergewe my sondes, maak my u kind. En dan die gawe en die genade en die verlossing wat die Here vir jou gee, die vergifnis van sondes, maar hy gee ook vir jou die Heilige Gees, wat in jou begin werk om te verander. Dan raak daai lys nie net 'n pipe dream wat ek nooit by gaan uitkom nie, maar dan raak dit 'n moontlikheid. Onthou, enige opdrag in die Bybel is moontlik. Waarom sal die Here 'n opdrag gee wat onmoontlik is om te doen? Dit sal 'n slegte God wees. Enige opdrag in die Bybel is moontlik om te doen, nie in jou eie krag nie, maar in die krag van die Gees, in die krag deur die Here. So dis hierdie lys waarna ons kyk, dis baie belangrik dat ons ouderlinge moet meet hieraan. By die jaarlikse vergadering nou moet ons weer 'n nuwe ouderling kies. Om die persone wat ons se name wat ons bring, toets hulle hierteen. As jy 'n ouderling is, wees gevestig en gemotiveerd deur jou liefde vir Jesus en sy waarheid. Maar hierdie is net so belangrik vir almal. Dit gaan nie net oor ouderlinge hier nie. Elkeen van ons moet ons hart na ons harte kyk. Wat gaan daaraan? Wat is stikkend in my lewe word veroorsaak deur probleme in my hart? En dan vat ek dit na die Here toe, ek vat dit na sy woord toe en hy gee vir my die krag om my denke te vernuwe. Hy gee vir my die krag om my liggaam tot eer van hom te gebruik en tot eer van sy koninkryk. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, hoe wonderlik dit is dat die belofte vir kinders van die Here is nie om die res van ons lewe net voor te sukkel met geen hoop vir beterskap nie. Om maar net te sit in ons probleme. Here, maar dat U vir ons lig gee dat dinge kan verander. Dis nie 'n outomatiese proses nie soos ons sien, Here. U woord is die swaard. Ons moet toelaat dat U woord ons sny, selfs al maak dit seer, om uit te sny wat nie deel is van U plan nie. Omdat ons kan insit wat U plan is, U woord. Here, ek wil kom bid dat elke keer as ons U woord oopmaak, dat ons daai hartchirurgie sal doen, dat ons motiverings en ons begeertes en alles sal meet teenoor wat U sê, omdat ons U wil eer met ons hele lewens. Alles wat ons het, wil ons vir U gee. En so Here, dankie. Dankie dat ons vir ons ouderlinge en alle ouderlinge op aarde kan bid, Here, dat U kerk 'n gesonde, sterk kerk sal wees, soos U beplan het, om die verlorenes te bereik, om U lig uit te vat. Here, dankie dat ons ook vir almal van ons kan bid, dat ons hierby betrokke kan wees, om konstant te werk aan ons heiligheid, en te weet, dis nie ons werk nie, maar dis U werk. U werk ons saam nooi om te werk, om al meer aan die beeld van Christus gelyk te word. Here, ons dankie vir die hoop wat daarin is, om te groei
en om beter te word. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Jesús, Jesús, oorstroom my met liefde, dat ek mag lewe, om net soos U te wees.